Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel vandag baie graag met u 'n gedagte rondom die verhaal van Martha en Maria. Ons kry dit daar in Lukas hoofstuk 10 van vers 38 af. Nou ek ken dit baie goed waar Jesus by Martha en Maria kom en Lazarus was hulle broer. Dit moes 'n plek gewees het waar Jesus baie tuis gevoel het. Want uit 'n paar keer daar gekom. Maar nou hierdie spesifieke keer was Jesus daar en nou was Martha die een wat die kos gemaak het. Martha was die een wat bedien het. So baie duidelik uit hierdie hele verhaal wat afspeel, is Martha die doener. Martha doen en Martha beweeg. Maria sit aan die voete van Jesus en sy luister na dit wat Jesus sê. En ek het nou baie gewonder, waaroor het Jesus nou met Maria gepraat? Waaroor sou daardie gesprek gegaan het? Maar dan kom die stadium waar Martha baie geïrriteerd raak. Sy gaan nou na Jesus toe en sy sê, maar gee u dan nog glad nie om dat ek alleen die kos maak en alleen werk nie. Nou is dit baie belangrik om te sien, vir wie het Martha kos gemaak? Martha het nie kos gemaak vir die wêreld nie, Martha het nie kos gemaak vir iemand anders as Jesus. So Martha sit die beste in vir wat sy kan om vir Jesus 'n baie goeie maaltyd te berei. Maria sit aan die voete van Jesus en luister wat hy wil sê. En nou kom Jesus en hy sê vir Martha, Martha, jy's baie besorg en verontrus oor baie dinge, maar Maria het die beste deel gekies wat nie van haar weggeneem sal kan word nie. So, hier sien ons 'n prioriteit in hierdie twee se lewe van Martha en Maria. En die een het die beter deel gekies, die ander een het nie 'n slegte deel gekies, maar sy het die minder goeie deel gekies. En dan net so eentjie verder, daar in Johannes hoofstuk 12, daar's dit weer presies dieselfde geval. Jesus is by Martha en Maria, Lazarus is nou uit die dood uit opgewek, net in die vorige hoofstuk, Johannes 11, en nou kom Jesus weer in daardie huis, en dan gebeur daar iets anders. Maria vat die pond egte, baie kosbare nardesalf. Dit was verskriklik baie werd. Nou, dis nou die geleentheid waar Judas Iskariot onmiddellik die som gemaak het, en gesê het, maar 300 pennings, dis die waarde van daai, dit was baie geld, 'n dagloon was omtrent so 'n penning gewees. So, dit was so 'n jaar se werk, jaar se loon, wat daardie olie werd was. So, het Maria gegaan en hulle reken, dit kon dalk haar hele erfporsie gewees het, wat sy gevat het. En sy moes dit baie goed bedink het, sy moes hierdie ding beplan het. En sy vat daardie olie, daardie verskriklike duur kosbare olie, en sy salf Jesus met daardie olie. Sy gooi die hele pot olie op hom uit, glad nie spaarsamig nie. So, wat nou hier tevoorskyn kom is, vir die een is dit verkwisting en vir die ander een is dit aanbidding. Vir Judas Iskariot, hy sê nee. So met daai geld kan ons baie beter gedoen het. Vir Maria was dit 'n aanbidding gewees van die Here Jesus. En dan sien ons nou in Johannes 12 vers 3 tot 6. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem, die voete van Jesus gesalf, sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is gevul met die reuk van die salf. En nou het Judas nou gesê wat hy wou sê, en Jesus het hom geantwoord. En nou sê hy iets baie belangrik in Johannes 12 vers 7. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Nou Jesus het baie gepraat met die disippels oor, hy gaan om te sterwe, en hy gaan Jerusalem toe, en daar gaan hy oorgelewer word. Hulle het niks daarvan verstaan, en weet jy wat, dis nou my persoonlike afleiding wat ek maak. Daar's een persoon wat iets verstaan het van Jesus se sterwe en sy kruisdood.
En dit was Maria. So, sou dit wees waaroor Jesus met haar gepraat het, daartoe Maria aan die voete van Jesus gesit het, want Jesus sê nou, sy het my gesalf met die oog op my begrafnis. So, Maria was dan die een wat meer verstaan het as baie van hulle. So, nou sien ons wat het dit beteken om te sit by Jesus se voete, baie meer as om vir hom kos te maak en te skarrel en te hardloop en baie dinge te doen. So, wat ons vanaand leer is om tyd te spandeer, om stil te sit, om te wag. Dr. Andrew Murray skryf 'n boek, en die boek se naam is Om op God te wag. En hy sê dis baie belangrik om op God te wag. Hy sê om op God te wag is 'n Ou Testamentiese term. Dit kom van die Ou Testament af. Dawid het as skaapwagter gewag op God en hy sê dis wat ons moet doen. Wag op hom sodat hy met ons kan praat, sodat hy sy gedagtes in ons hart kan indra, dat hy vir ons kan sê wat op sy hart vir ons is en dit aan ons kan openbaar. Dit kom slegs deur tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, voor hom te sit en te wag en te hoor wat hy sê. Wat kom in my gees? Onthou, God praat met ons in ons gees. Die Heilige Gees het in ons gees kom woning maak. So dis waar hy met ons praat. En dis waar hy aan ons openbaar, dit wat in ons gees opkom. Dr. Andrew Murray sê, my gees is my diepste, binneste, verborgene. Daar waar ek lank genoeg op hom wag, waar hy met my begin kommunikeer, waar hy binne in my werk, waar hy die gedagtes in my lewe begin werk. Mag dit elke een se deel wees. Om te doen is belangrik. Om te doen is belangrik, is baie belangrik. Maar hy sê die beter deel was Maria se, wat gesit het en gewag het. Baie geïrriteerd het Martha. Nou, wys dit vir ons, met watter hartsgesindheid kan ons vir Jesus doen? Ons kan doen met 'n hartsgesindheid wat my later geïrriteerd maak met ander mense wat nie soveel doen as wat ek kastig doen nie. So mag die Here ons vind waar ons op hom wag, aan sy voete sit. Mag u bewus wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag u intens bewus wees van die teenwoordigheid van die persoon van die Heilige Gees wat binne in jou kom woning maak het, wat met jou kommunikeer, die Heilige Gees wat jou vriend is, wat saam met jou stap, wat elke dag by jou is, met wie jy kan praat, soos die persoon wat by jou is, wat saam met jou loop, elke dag met hom in gesprek wees, gesprek met hom voer, hoor wat hy sê, gee ag op dit wat hy in jou hart werk, en mag die Here u baie, baie ryklik daarvoor seën.